Susters en broeders, goeiedag. Vriende, ek wil vandag 'n video maak om met julle te gesels oor 'n ding wat my baie naby aan die hart lê en waarmee ek so 'n bietjie werk in my gemoed op die oomblik. En daarom is hierdie video 'n rapsie langer as gewoonlik en ek het selfs geskrewe notas sodat ek alles kan onthou wat ek moet sê. Vriende, wat is dit wat so naby aan my hart lê dat ek 'n langer video wil maak? Ek wil naamlik vandag gesels oor daardie wonderkuur, daardie super kos, daardie dopa vir blydskap genaamd nederigheid. Julle het dalk my alhoor sê dat ek in die laaste jaar of 3 nogals baie tyd in kloosters tussen monnike in Europa deurgebring het. Ek het selfs 'n boek geskryf, 'n roman wat deels in kloosters afspeel. Later van dese maand, ek sal die advertensie onder sit, kom ek na Wellington om 'n kursus aan te bied oor die stilword en luisterpraktyke wat in Benediktynse kloosters in Frankryk en Italië onderrig word. Nee, nou 'n Benediktynse klooster, dis spesifiek waar ek gebly het, is nie sommer net nog 'n klooster nie. Dis deel van 'n baie ou tradisie. Benedictus is 'n baie vrome man wat in die 6de eeu geleef het en 'n klooster gestig het. En hy het vir sy monnike gesê, ons is hier byeen om stil te raak sodat ons ore van ons hart kan spits om 'n slag nie net ons eie geraas te hoor nie, maar 'n ander stem, nê? 'n ander stem wat gehoor moet word, hoe ook al jy dit nou wil verstaan. En daarom het hy in sy reëls, wat hy vir die klooster geskryf het, 'n klomp wenke gegee oor hoe om stil te raak. Wanneer jy moet slaap, wanneer jy wat 'n werk moet doen, wat jy moet eet, baie praktiese goed. Maar hy het een hoofstuk geskryf, wat vir my baie pragtig is. Ons gaan nie op Wellington se retreat eintlik daar kan praat nie, daarom maak ek nou 'n video daaroor. En dit was 'n hoofstuk wat Benedictus geskryf het oor hoe om nederig te wees. Want het Benedictus gesê, as jy die heeltyd met jouself geobsedeerd is, raak die geraas oor jou eie belang en jou eie behoeftes so groot in jou kop en jou hart, dat jy later nie meer daai ander stem in die stilte kan hoor nie. Benedictus het 'n lys van 12 wenke opgestel, goed wat selfs vandag, ek en jy, al woon ons nie in 'n klooster nie, ons kan toepas om te leer om meer nederig te wees. En ek wil julle graag van daai 12 goed vertel. Nou, eerstens, baie mense is nie mal oor die woord nederig nie, nê? Hulle onthou, dalk was julle soos ek, toe ons klein was in die kinderkraans, dan moes jy so liedjies sing, Here Jesus, ek is klein, swak, onkundig en onrein, en ons dink dit is nederigheid, nê, om vir almal te vertel, ek is so sleg, ek is so dom, ek is so lelik. Nou, dis nie nederigheid nie, dis 'n swak selfbeeld, nê? Nederigheid moenie verwar word met 'n swak selfbeeld nie. Nederigheid is iets anders. En ek hou nogals van wat C.S. Lewis gesê het, wat hy gesê het, luister nou mooi, nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Nederigheid is om minder gereeld aan jouself te dink. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, nederigheid is om minder gereeld aan jouself te dink. So nederigheid is 'n herprioritisering om te sê, plek daarvan om altyd te dink, ek is die hoofkarakter in my storie gaan oor hoe ek myself gelukkig kan maak, is om iets of iemand anders in die eerste plek te sit en te sê, ek dien eintlik iemand of iets anders, nê? Ek staan terug sodat ek plek vir iets groter, heiliger, dalk bloot vir ander mense kan maak. En dit is nederigheid. En dit is hoe Benedictus ook daaraan dink. So hier kom Benedictus se 12 wenke vir nederigheid, soos ek dit verstaan. Okay? Die eerste wenk gaan julle lekker skrik maak. Benedictus sê, vrees die allerheiligste. Okay? So hy sê, vrees God. Nou, o hemel, nou skrik mense hulle dood, want dit klink soos iets wat 'n dopperdominee sal sê, maar wat bedoel hy nou regtig, nê? Ek dink nie baie mense hierdie dag in eeu is meer vreeslik gestel op die vrees des Here wat jy altyd op die kanseldoeke gestaan het nie. En ek dink ook nie Benedictus praat van 'n toornige tiran in die hemel vir wie jy bang moet wees nie, nê? Maar daai vrees vir die allerheiligste wat hy van praat, is 'n woord wat baie verband hou met 'n ander woord wat ek dink dalk 'n meer nuttige vertaling gaan wees, naamlik verwondering.
Julle weet daar is 'n gevoel wat jy het as jy op 'n Karoo nag onder die uitspansel staan en daai sterre kyk en jy besef jy kyk na supernovas en komete en ontploffings in lig wat 3 miljarde jaar oud is en jy is eintlik maar net so klein, nê? Of jy staan by God's window in Mpumalanga en jou asem word weggeslaan, jy kan nie verstaan dat iets so mooi kan wees nie, of jy kyk na 'n klein babatjie wat pas gebore is en jy besef jy hou iets vas wat geen mens kan namaak nie, nê, daar's iets wonderlik en raaiselagtig in die werklikheid. En dit laat voel jou 'n emosie wat amper grens aan vrees, want jy besef hoe klein en nietig jy is. Nou, dit noem ons verwondering. Engels noem hulle dit awe, A-W-E. En daar's die laaste ruk wonderlike navorsing gedoen. Jy kan die ou opsoek, Dagger Keltner, Amerikaanse navorser, wat bevind mense wat gereeld hulle self in verwondering plaas, nê, voor die natuur, voor die skoonheid van heldedade van ander mense, voor iets religieus, is mense met minder stres, hulle is mense met minder angstigheid, hulle doen beter in die lewe. En hoekom is dit? Ek vermoed dit is omdat, as ek myself voor iets groter stel, en ek besef hoe klein en nietig ek eintlik is, dan word my probleempies en my kommernisse ook kleiner, en ek dra nie meer so swaar daaraan nie. Vriende, verskoon as dit 'n klein bietjie krie is, nê, maar jy sal minder sterk glo dat die son uit een of ander opening in jou liggaam skyn, as jy jouself herinner dat die son al 4 biljoen jaar lank al skyn en lank na jou dood gaan aangaan. So, eerste wenk van Benedictus is, staan in verwondering voor iets wat so groot is dat jy dit nie kan verstaan nie. Dit kan godsdienstig wees, dit kan die natuur wees, jy kan self besluit wat dit is. Tweede wenk is, lê jou eie wil neer, né? So, daar's 'n ding wat ons noem selfskepping. En as jy mooi aandag in jou eie kop, kom jy agter, ons is die heeltyd besig om alles in die lewe oor onsself te maak. As jy gesels met iemand en hulle vertel van jou vakansie, dink jy in jou kop, o wag, ek moet nou oor my vakansie ook vertel. Of as iemand jou vertel van 'n lekker kos wat hulle geëet het, begin jy dink, o, hou ek van daai kos, hou ek nie van daai kos nie. Alles wat ons teekom, probeer ons op onsself van toepassing maak, nê? En wat Benedictus sê is, eerder as om jouself in die middel te plaas en te sê, watter relevansie het alles vir my, tree 'n bietjie terug en laat die lewe aangaan met 'n doel om iets anders te dien, net as ek, nê? So wat vir my nogals help is 'n oefening. Ek sal partykeer letterlik in 'n gesprek ingaan of in 'n situasie en voor ek ingaan vir myself sê, hoe sou hierdie situasie wees as ek nie die hoofkarakter in die storie was nie? Hoe sou hierdie gesprek, hierdie kuier afgeloop het as dit nie oor my gegaan het nie? Ek is net 'n ondersteunende karakter. En kyk wat gebeur. So ons nou al 2 wenke van nederigheid, staan in verwondering voor iets wat groot is, lê jouself bietjie neer, moenie die hoofkarakter altyd probeer wees nie. Nommer 3, gaan julle ook laat skrik. Benedictus sê, gehoorsaam jou owerstes. Nou wat hy in 'n klooster bedoel is, jy moet altyd doen wat die ab sê, né, die moeder-owerste of die vader-owerste. Jy mag nie jou oorrol nie, jy mag nie kla nie, jy doen net wat jy gesê word. Nou, ons hou nie meer baie van gehoorsaamheid nie, want dit laat dink ons, jy weet, aan daai skoolhoof wat so kwaad was en kwaai was wat gesê het, sny jou hare en jou rokkie mag nie te lank wees nie en wat al jou pret bederf het, né? Ons hou ook nie eintlik van gesags en owerhede deesdae nie, want die owerhede vat ons belastinggeld en koop vir hulle BMW's daarmee, né? So nou dink ons wil nie meer gehoorsaam wees nie, aan enige iets nie. Ek dink wat Benedictus vir ons sou sê is, ons maak 'n fout om te dink die enigste alternatief vir daai tirannie is om net 'n hedonist te wees wat agter ons eie drange en behoeftes aanhardloop. Want almal, hoor hier, almal gehoorsaam een of ander iets. Jy gehoorsaam miskien nou nie meer die skoolhoof nie, maar nou gehoorsaam jy net jou eie drange, nê? Ek's lus vir eet, so ek eet. Ek's lus vir syp, so ek syp. Ek's lus vir vry, so ek vry. En eers skielik kom jy agter, jy het maar nog net so min beheer oor jou lewe as ooit. Jy word nou maar net soos 'n plastieksak in die wind deur jou eie drifte, jou eie emosies en goed rondgejaag. So wat Benedictus dalk sou sê is, dalk is daar 'n derde opsie, eerder as om 'n tiran te gehoorsaam of om jou eie drifte te gehoorsaam, vind 'n gesag wat jy respekteer en vertrou en volg
daai gesag. Dit kan wees 'n morele kode, dit kan wees 'n teks, dit kan wees die regula van Benedictus, dit kan wees 'n religieuse figuur, dit kan iets wees wat jy vertrou, né? En kyk hoe bevrydend is dit om nie net agter jou eie gemoed te hoef aan te hardloop nie, maar iemand anders te kan dien. Vierdens, volhard in gehoorsaamheid, né? So as jy iets geken het om te dien, moenie volgende week 'n ander iets gaan dien nie. Probeer langtermyn, selfs as dit later nie meer lekker is nie, selfs as dit baie keer uitdagend is, gehoorsaam aan daai kode te bly, dis juis wanneer jy gaan leer. So, staan 'n verwondering voor iets groter as jouself, lê jou eie wil neer, maak iemand anders se hoofkarakter, gehoorsaam iets wat jy respekteer en volhard in daai gehoorsaam. Nommer 5, hy sê bieg. Bely jou swakhede. Dit klink baie katoliek, né? Nou dink jy dit beteken hy wil hê jy moet in 'n boksie gaan staan en vir 'n priester sê vergeef my Vader, ek het gesondig en dan nou 'n rits pater nosters na die tyd opsê. Dit kan werk. Wat ook kan beteken is, né, leef kwesbaar. Erken jou swakhede. Jy weet, ons wil so baie keer perfek lyk. En dan wat ons eintlik doen is ons stel onsself op om belaglik te wees. Ek wil nou nie lelik oor ander mense praat nie, maar onthou jy, daar was so 'n paar jaar terug 'n sekere realiteitsreeks in Pretoria en die mense wat deelgeneem het, jy heeltyd vertel hoe pragtig en hoe ryk en hoe slim hulle is, maar eintlik lyk hulle 'n bietjie belaglik, né? So daar's min dinge so erg soos om die wêreld te wil vertel jy's wonderlik, terwyl almal kan sien jy's soos ons almal feilbaar en broos, né? So erken jou broosheid en nooi ander mense om saam met jou die pad van groei te staan. Julle het almal al te stap. Julle het almal al Brené Brown gelees. Julle weet van weerloosheid. Okay, jy stel jouself minder bloot en daar's minder stres. Nommer 6. Wenk nommer 6, een van my gunstelinge. Benedictus sê: wees met min tevrede. As jy iets weet van monnike, weet jy, hulle slaap op harde beddens, hulle eet eenvoudige kos, hulle mag niks besit nie, né? En baie keer dink ons, dis 'n vorm van selfkastyding, hulle straf hulle self. Nee, dis 'n vorm van bevryding. Hier is wat hulle weet, wat ons vergeet het. As jy glo dat jy geregtig is op bederfies en luukse goedjies die hele tyd, ontketting jy 'n toksiese siklus wat jou gaan verwoes. Luister 'n bietjie hoe kla ryk mense. Die kaviaar is nooit koud genoeg nie, die sitplek in eerste klas is nooit gemaklik genoeg nie, die 10 slaapkamers in hulle huis is soveel moeite om skoon te maak, né? Wat Benedictus sê is, ek gaan dit hier lees want ek het dit neergeskryf, né? As jy dink jy verdien altyd die beste, gaan jy nooit kry wat jy verdien nie. Ek herhaal dit. As jy dink jy verdien altyd die beste, gaan jy nooit kry wat jy verdien nie. As jy daarteen kan sê, ek is bereid om tevrede te wees met wat ek het en wat ek kry, al is dit min, is die kans om gelukkig te wees altyd daarso. Okay, nommer 7. Glo vas in jou hart dat jy nie belangriker is as ander mense nie. Net oorvleuel met punt nommer 2. Jy hoef nie altyd die hoofkarakter in die storie te wees nie. Baie keer gaan ons gesprekke in en ons houding is, wat kan ek by jou kry? Sê nou net, jy kan elke gesprek ingaan met die idee, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Nee, as jy netwerk, is dit nie om mense te kry wat jou kan help nie, maar geleenthede te kry om ander te kan help. Nommer 8. Volg die voorbeeld van nederige rolmodelle. Jy weet, niemand van ons dink ons is die heel slimste of die heel mooiste of die heel beste in die wêreld nie. Maar die meeste van ons dink ons is in die top 10. Nee, ons is in die top 10% ten minste. So hulle het onlangs 'n toets gedoen waar hulle vir mense gevra het, dink jy is in die top of die onderste 50% van die wêreldbevolking wat wiskundige vaardigheid aanbetref, né? En 80% van die mense het gesê hulle dink hulle is in die top 50%. Nou as jy nie die probleem daarmee insien nie, dan is jy in die onderste 50%, né? So die laaste 4 reëls gaan oor hoe volg jy die voorbeeld van nederige rolmodelle. Baie praktiese goed. Die vorige goed was 'n houding. Nou wat kan jy prakties doen? Hoe kan jy praat, staan, loop, lê op 'n nederige manier? So hy sê in nommer 9, hou jou tong in toom.
Hou jou tong in toom, ja. Ek onthou toe ek in matriek was, het ek toneel gespeel. Ek was in die toneelgroep en een keer kort voor die ATKV kompetisie, 2 dae voor die tyd, ek het die hoofrol gespeel, toe kry ek keelseer. En die dokter sê ek moet vir 48 uur stil bly, ek mag niks praat nie, anders gaan ek nie op die verhoog gaan verskyn nie. So ek het met 'n briefie rondgeloop in die skool wat sê, "Skus, ek mag nie praat nie," en dit vir almal gewys. Kyk, ek is lief vir praat, né? Ek is 'n kletserige mens, maar ek het 'n interessante ding agtergekom. Die lewe het ongestoord aangegaan. Die lewe het ongestoord aangegaan as ek stil bly. Mens dink die hele tyd jy moet praat om die ding in die gang te hou, maar as jy stil bly, gaan die lewe aan. 90% van wat jy sê is onnodig. En hier's 'n belangrike ding. Jy dink as jy minder praat, gaan mense minder van jou hou, né? Maar mense hou nie van jou omdat jy die hele tyd vir hulle vertel hoe oulik jy is nie. Hulle hou van jou omdat jy soms na hulle luister. So, hier's 'n resep om meer vriende te maak. Praat minder, luister meer. Okay? Praat minder, luister meer. Nommer 10, is baie mense 'n moeilike een. Benedictus sê, moenie so baie lag nie. Lag minder. Nou, ek moet sê die monnike wat ek ken is heel vrolik. Hulle loop nie met lang gesigte rond nie. Ek moes 'n bietjie worstel om te besef wat bedoel hy daarmee. Toe dink ek daaraan, ek het een keer so 'n dosent op universiteit gehad. Almal het gesê dis 'n wonderlike dosent want hy vertel grappies van die begin tot die einde van sy lesing. Nee, grappies. Hy's 'n ou spektakel. Hy spring op en af, hy blaf soos 'n hond, hy trek sy gesig, hy's lekker. Maar eendag het ek uit sy lesing uitgestap en toe besef ek het vandag absoluut niks oor sy vakgebied geleer nie. Hy is nie 'n goeie lektor nie. Hy vertel goeie grappies, hy sal 'n wonderlike komediant wees, maar hy's nie 'n goeie lektor nie. En toe begin ek dop te hou, hoe baie gereeld gebruik ons humor om weg te steek dat ons nie iets meer diepliggend het nie. Ek sê nie moenie grappies maak nie, maar jy het al geluister na 'n spreker of 'n dominee of 'n politikus wat die hele tyd grappies maak om weg te steek dat daar eintlik niks substantief is nie. En dan dink jy na die tyd, "Jesus, dit was nou lekker om te luister." Ja, want dit was 'n clown show, maar wat het jy regtig uit dit uitgekry? So, ek gaan vir Benedictus hier 'n bietjie aanpas en sê, maak grappies en lag lekker, maar van tyd tot tyd, halt 'n bietjie, sit 'n pause op die narstreke en vra jouself, het ek dalk ook ietsie met 'n bietjie meer diepte en kan ek mense iets gee benewens net my grappies wat dalk van waarde kan wees. Nommer 11, gaan ek sommer woord vir woord lees. Hy sê, laat jou woorde min en verstandig wees, sonder 'n gegiggel, nederig, ernstig. Moenie kletserig wees nie. Ek herhaal, Benedictus sê, laat jou woorde min en verstandig wees, sonder 'n gegiggel, nederig en ernstig. Moenie kletserig wees nie. Nommer 12, laaste een, hy sê, laat nie net die woorde uit jou mond nie, maar ook jou liggaamstaal van nederigheid spreek. Kyk, Benedictus te sê, as jy 'n monnik is, jou blik moet op die grond wees en jou nek altyd vooroor gebuig, né, sodat jy nederig lyk. Nou, ek dink die mens moet noodwendig so deur die lewe gaan nie, maar wat is die lyfstaal waarmee ons deesdae iets oor onsself kommunikeer? Dit sluit in ons wêreld in daai Rolex wat jy dra en daai blink kar waarmee jy ry, meestal stoffelike goed. En ek dink is van tyd tot tyd die moeite werd om te vra, dink jy regtig jy beïndruk baie mense? Vra jouself, is jy beïndruk met iemand anders se Rolex? Nou, hoekom dink jy hulle gaan meer van jou hou omdat jy 'n Rolex het, né? En ek dink baie keer wat hy wou sê is om 'n bietjie eenvoudiger te lewe, 'n klein bietjie meer simplisties, om jouself ongewild soos dit klink, soms bietjie minder te maak, né? Om jou ego bietjie minder te maak. Skep soms ruimte waar iemand of iets, soms met 'n hoofletter U, kan deurskyn wat ook gehoor moet word. So Benedictus het gesê, nederigheid is 'n blydskappraktyk, nederigheid is 'n luisterpraktyk. Want as jy die stem in die stilte wil hoor, moet jy leer om nederig te wees. So die 10 reëls, staan in verwondering voor iets groter as jy. Lê jouself neer. Jy is die hoofkarakter en jy gehoorsaam iets wat jy respekteer. Volhard in daai gehoorsaamheid. Wees eerlik oor jou feilbaarheid. Wees met min tevrede. Glo vas in jou hart dat jy nie belangriker is as ander nie. Volg die voorbeeld van nederige rolmodelle. Hou jou tong in toom. Moenie die heeltyd onnodig giggel en lag nie. Laat jou woorde min en verstandig wees, ernstig en nederig. En laastens, laat jou lyfstaal, die manier hoe jy met stoffelike goed omgaan,
ook getuig van nederigheid. So vriende, hierdie was 'n baie onnederige praatjie, dit was so lank. As jy tot hier geluister het, baie dankie. Ek hoop ek sien jou in Wellington. Ons gaan nie dan oor nederigheid gesels nie, maar ons gaan gesels oor hoe om stil te raak en hoe om te luister. Benedictus, skrywe van die Regula, Google dit, lees daarop as jy meer is om uit te vind. En ja, val een keer by my in, ons gaan doen 'n bietjie stilte praktyke ook hierso in Bloem. Broeders en susters, totsiens.